called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se eredienste. So lekker om julle as vriende van ons gemeente ook te verwelkom en ek hoop dat julle vandag hier in die teenwoordigheid van die Here sy liefde en genade sal ervaar. Want God sê, kom na my toe dat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Broers en susters, dink ons bietjie terug aan hierdie week, is daar waarskynlik 'n paar plekke waar ons dinge veel anders te kon gedoen het as wat ons het. Partykeer reageer ons in die oomblik en dan wat gebeur as ons dan in die oomblik reageer, dan reageer ons partykeer op die hitte van die oomblik en ons maak met ons woorde partykeer baie seer. Partykeer doen ons ook dinge wat vir die Here heeltemal verkeerd is. Partykeer selfs met ons medewete, omdat ons dikwels oorgee aan dit wat ons as mense wil hê. Maar soos wat ons nader aan die Here beweeg, so leer ons om uiteindelik beter en beter te doen. En dis wat ons doen wanneer ons ook ons skuldbelydenis doen. Dis ons wat na die Here gaan en vir hom sê, Here, hier is ek swak, klein, met al my foute, met alles wat ek droog gemaak het, met alles waarin ek tekort kom, en ek kom by U leer, Heer. En ek vra U, Heer, om my te help om verby die wêreldse te kyk en in U liefde te leer, te leef en te leer. Broers en susters, en dis wat ons vanoggend ook gaan doen as ons skuldbelydenis doen. En kom ons gee so 'n oomblik waarin ons dan ook hierdie skuldbelydenis in gebed kan doen. Here en Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vir U ons Vader kan noem. Daar is geen groter as U nie, en daarom wil ons U loof en prys. U die skepping aan mekaar geweef soos 'n kunstenaar. Ja, Here, U is die beste kunstenaar wat ons ken, en daarom wil ons vra, Heer, dat U ons ook elke dag al meer en meer sal weef en aan mekaar sal sit soos U vir ons wil hê. Ons bid, Heer, dat U in hierdie oggendure ons harte sal vul met U liefde en met U genade. En wil U gee, Heer, dat ons vandag iets van U kan leer en iets van U kan ervaar, soos net U dit kan doen. Kom, Heer, laat U Gees in ons harte en in ons gedagtes spreek. Amen. Broers en susters, ons is as gemeenskap van gelowiges saam, en as ons die geloofsbelydenis saam opsê, dan sê ons dit saam met die kerk deur al die eeue. Ek wil graag weer vanoggend die video wat die finalejaars katkesante wat nou onlangs op die 2 Maart belydenis van geloof afgelê het, weer te speel. En dan vra ek julle om ook saam met hierdie 4 jong mense die geloofsbelydenis te doen, soos wat ons dit ook reg oor die wêreld saam met die kerk doen. Kom ons doen nou ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ons ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige,
algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. die ewige lewe. ewige lewe. en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om ons geloof ook saam met die jong kerk van vandag te kon bely. En nou gaan ons vanoggend 'n bietjie verder en ons gaan vandag lees uit Galasiërs 5 en hierdie is 'n baie bekende gedeelte. Dit gaan hier oor die vrugte van die Gees, maar vandag gaan ons 'n bietjie met 'n ander inslag daarna kyk, omdat ons ook vandag 'n bietjie probeer om die konteks van hierdie gedeelte te verstaan en dan binne daardie konteks dit ook te verklaar en vandag antwoord te kry. Ons lees vandag uit, ek sien dat die skrifgedeelte nie hier verander is nie, maar die skrifgedeelte is uit Galasiërs 5 van vers 15 tot 26. Kom ons lees nou hierdie gedeelte ook saam. Van vers 13 tot 26. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar sodat julle dit wat julle ook al wil nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag, mag die woord van die Here vandag tot ons spreek en mag hy deur sy Gees met ons werk. Amen. Vriende, hierdie bly vir my een van die mees aangrypende gedeeltes wat Paulus skryf aan een van hierdie gemeentes waarin hy sy 7 autentieke briewe geskryf het. En hierdie gedeelte hang eintlik saam met 'n groter konteks. En ek dink dit is belangrik dat ons vinnig vanoggend net so bietjie ook iets skets van wat die omstandighede in hierdie gemeente was. Want in hierdie gemeente, moet julle nie fout maak nie, daar was definitief tweespalt gewees. Daar was mense wat wou gehad het dat die groep Christene wat uit die heidense godsdienste tot bekering gekom het, hulle self moet laat besny. En hierdie besnydenis sou dan 'n teken wees dat hulle soos proselitiese Christene of proselitiese Jode was. Met ander woorde, proselite was nou eintlik daardie groep mense wat nie gebore was tot die volk Israel nie, maar wat godvreesend optree en die gebruike van die Joodse geloof nakom en dies meer. En vir hulle in hierdie eerste eeuse Middelterreense samelewing en binne die sosiale konteks waarbinne hierdie Joodse godsdiens ook aanvanklik gefunksioneer het,
was hierdie proseliete darm iets wat beter daaraan af toe as die mense wat glad nie God geken het nie. Vir hulle is daar nog 'n kans op hoop gewees. In die sosiale orde van die tyd sou die mense wat die naaste aan die binnekring was, wat die hoëpriester was van God, volgens hulle nou, sou hulle heel eerste toegang gehad het tot die koninkryk van God wanneer die dag van Jahwe aan sou breek, die dag van oordeel, die dag van God. Maar hierdie proseliete sou miskien in oorweging kon kom vir God se genade. Hulle is daar, maar so hulle is nie heeltemal verlore nie, maar hulle is eintlik laaste op die lys. Dis volgens hierdie sosiale orde. Maar wat ons sien gebeur wanneer Jesus na die aarde kom, is dat hy juist daardie sosiale orde omdraai en sê, nee, die mense wat van harte in die Here glo en hom bely as hulle koning en skepper, dis hulle wat heel eerste toegang verkry tot die koninkryk van God. Dis juist die minste wat in God se oë die meeste word. En daarom is hierdie tweespalt wat in hierdie gemeente was vir Paulus iets verbuisterend en iets wat vir hom totaal en al onaanvaarbaar is. En dan nog oor iets soos gebruike wat uit die Joodse godsdiens afkom, wat eintlik niks met die saak van die hart te maak het nie. Niks wat te maak het met die saak van 'n mens voor God waar hy in belydenis staan nie. Hy het vir hierdie gemeenskap gesê, in die eerste plek word ons nie deel van God se genade ryk deur dit wat ons doen nie deur ons besnydenis nie deur hoe mooi en reg hierdie ouens lewe en die godsdienstige gebruike doen nie, maar word ons deel van die genade ryk van God deur ons geloof. Deur die genade van God wat deur Jesus Christus in die eerste plek ons deel van sy koninkryk gemaak het. En dis binne hierdie konteks wat Paulus dan ook skryf, want hy wil nie hê dat hierdie gemeente onder hulle self verdeeld moet wees nie. En nou kan ons vir 'n oomblik weer teruggaan na hierdie teks en net gaan kyk van die begin af wat Paulus vir hulle sê. Hy begin hier en hy sê vir hulle, julle is tot vryheid geroep, maar moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Hoor julle waarom dit hier gaan? Hier gaan dit heel eerste vir Paulus daaroor dat maak nie saak watter stryd hierdie mense teen mekaar voer nie, die eenheid wat hulle het in Jesus Christus altyd voorop moet staan. Hulle kan van mekaar verskil so ewig soos wat hulle wil, maar op die ou end moet daar liefde onder mekaar wees. Liefde moet heers. Liefde moet aan die orde van die dag wees. En hy sê dit nogal pertinent vir hulle, hoorie, julle moet versigtig wees dat julle nie so teenoor mekaar optree, dat julle naderhand mekaar verslind nie. En weet julle wat? Dit gebeur nogal. Dit gebeur nogal dat ons partykeer onder ons eie geleedere met mekaar in 'n stryery en bekleierery betrokke raak, en dan vergeet ons eintlik waaroor dit regtig gaan. Ons hamer op die klein nitty-gritty goeders van gelowiges wees, soos die goed wat ons moet doen, en ons vergeet van waaroor dit eintlik werklik gaan. Ons vergeet dat ons deur Christus geroep is om mekaar lief te hê. Vir hoeveel jare beklei ons met mekaar oor goed soos wie bedien die doop nou op die regte manier? Wie bedien nou die nagmaal op die regte manier? Moet ons 'n hoed dra in die kerk as vroue of nie? Moet ons 'n pak kerkklere dra kerk toe op 'n Sondag vir ons om goed genoeg te wys dat ons respek het vir die Here? Moet ons sit of moet ons staan in die erediens wanneer ons bid as mans?
Hierdie goed is die goed waaroor ons met mekaar gekibbel het oor die jare, en dikwels het dit uitgeloop tot liefdelose gesprekke teenoor mekaar. Dikwels onder ons, wanneer in ons huisgesinne doen ons ook dieselfde. Ons is so vasgeval in die reëls dat ons vergeet dat enige iets wat ons doen uiteindelik op die ou end die liefde van God moet wys. Ons is so hart van hart dat ons bereid is om kinders weg te stoot omdat hulle volgens ons nie na ons pype dans en nie dieselfde dinge glo en die dinge op dieselfde manier doen as ons nie. Ons is bereid om vir ouers af te skryf omdat hulle ook nie optree soos wat ons wil hê hulle moet optree volgens hoe ons die evangelie verstaan nie. Oor en weer neem families van mekaar afskeid omdat Jesus vir ons dikwels 'n struikelblok geword het. En eintlik maar oor een rede. En dit is dat ons nie verstaan altyd hoe groot God se liefde vir ons is nie. En God neem ons aan ten spyte van onsself. God neem ons in sy liefde aan en hy maak ons deel van sy koninkryk ten spyte van onsself. En wat Paulus in hierdie gedeelte vir hierdie gemeente sê is, weet julle wat, julle het vryheid gekry, maar moenie dit misbruik nie. Moenie hierdie vryheid misbruik om te sê dat, weet julle wat, ons is nou gered deur geloof in God alleen, nou kan ons maak wat ons wil en ons kan mekaar verslind en mekaar verskeur met ons standpunte wat so hard is, dat ons onbeweegbaar is in ons uitkyk. Dink net op die oomblik hoe dit gaan in die wêreld, broers en susters. Dink net aan hierdie handelsoorloë wat op die oomblik besig is om plaas te vind tussen lande. En die een is nie bereid om bes te gee vir die ander nie, en dit hou niks goeds vir ons in nie. So gaan dit maar oral in ons samelewing. Dit is vir ons belangriker om reg te wees as om lief te wees. Dit is vir ons belangriker om ons eie standpunt te stel en om seker te maak dat ons wil geskied, dat ons vergeet dat ons besig is om elke dag met ons broers en susters saam te leef en met mekaar te handel. God vra 'n bietjie meer van ons. Wat hy vra van ons is ware liefde, ware omgee. En dit maak ruimte vir die ander se standpunt. Dit maak ruimte vir mekaar. Dit beteken dat ons vryheid uitleef deur in liefde na mekaar ook uit te reik. En ja, dan beteken dit dat ons partykeer mekaar maar gaan bietjie moet akkommodeer. In my hart van harte hoef ek nie met alles saam te stem wat almal sê nie, maar dit beteken nie dat ons nie saam met mekaar kan leef ten spyte van ons verskille nie. Daar was 'n relatiewe tyd van vrede nou gewees sedert die Tweede Wêreldoorlog vir die algemene vrede wat ons eintlik in die geskiedenis net glad nie geken het nie. En ek glo aan die beginsel waarop dit gebou was wederwysige respek en liefde vir mekaar. En ons is besig om dit stukkie vir stukkie te verloor. Ons is besig om dit prys te gee, terwille daarvan dat ons standpunt kan stel en ons opinie kan seëvier. Dis net ons wat die waarheid het, dis net ons wat die finale sê het. Ons luister nie meer na mekaar nie. En weet julle wat, dit is eintlik maar hoe dit ook was in 'n sekere sin in hierdie gemeente in Galasië. Paulus waarsku hulle teen dit en sê, weet julle wat, moenie dit doen nie. Die grootste vereiste wat God aan ons stel, is dat ons mekaar lief moet hê. Want die hele wet word in hierdie een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En maak nie saak wat ons standpunt is nie, is dit wat uiteindelik moet seëvier. Ons byt en verslind nie mekaar nie. En dan gaan Paulus verder hier en hy sê, maar ek leef deur die Gees.
En dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. En dit is nou wat ons moet onderskei. Want Jesus wil hê dat ons uiteindelik volgens die gees moet lewe en nie volgens die vlees nie. Dis die vlees, dis ons eie wil wat seevier wanneer ons nie van ons standpunt kan afstand doen terwille daarvan dat ons 'n verhouding kan red nie. Dis die vlees wat oorwin wanneer ons bereid is om families, gemeentes te skeer omdat ons op ons standpunt wil staan. Dis die vlees wat seevier wanneer ons bereid is om klippe oor die muur te gooi na ons buurman omdat ons reg wil wees. Nee, wat Paulus sê is dat ons eerder volgens die gees moet lewe. En die gees opponeer die vlees. So Paulus vir mense wil sê, ons lewe in 'n konstante paradoks van wat moontlik is en wat nie moontlik is nie. En wat onmoontlik vir ons lyk in die vlees is wel moontlik deur die gees. Want wanneer ons vryheid in die gees uitlewe, dan het dit die mag om hierdie wêreld te verander. Dan het ons die mag om te kan bou, om iets meer te kan doen en die wêreld te kan herskep in iets wat ons nog nie gesien gebeur het nie. Dan vier God se wilfees. Dan gaan God se wil seëvier in ons lewens en in hierdie wêreld. En dan gaan Paulus nog 'n bietjie verder en hy sê, die praktyke waarteen ons moet behoed, is juis onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge. In hierdie gemeenskap waar daar soveel tweespalt is, waar hulle ook nog teen die aanslag moet veg van 'n gemeenskap wat in totale losbandigheid en onsedelikheid leef, herinner hy hulle, hoorie ouens, ons gaan nie hierdie stryd oorwin as ons ook nog met mekaar moet veg nie. Dink nou maar net hoe dit van buite af moet lyk. Dink nou maar net hoe hierdie ouens van ons praat as ons ook onder mekaar besig is om te beklei en te stry. Dink net wat mense van ons familie, van ons gemeente, van ons gemeenskap, van ons skool, van ons besigheid, van ons as mense sê wanneer ons in tweespalt lewe teenoor mekaar. Wanneer ons selfsugtig is en ons op ons eie standpunt wil bly staan sonder om mekaar te hoor. Dink net hoe lyk dit van buite af en dink net wat se skade doen dit. Hoe kan julle hierdie onsedelikheid in die wêreld beveg as julle self mekaar dan verslind en dit niks, julle geloof niks goeds inhou nie? Hoor julle wat hy vir hierdie gemeente sê? En dan kom hy op met die volgende bekende gedeelte, en dit is dat ons die vrug van die Gees moet dra. En hoe lyk hierdie vrug van die Gees? Dit is vol van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan sê hy dit baie pertinent, daar is geen wet teen hierdie tipe dinge nie. In hierdie wêreld wat so gevul is met soveel verskillende wette, beide die van die Romeine en van die Joodse godsdiens en nou nog van die Christelike gemeenskap, herinner Paulus hulle daaraan dat daar 'n paar goed is waarteen daar geen wet is nie, en dit is dan nou hierdie goed: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Come to think of it, ek het eintlik nog nooit 'n wet teen daardie waardes gelees nie.
Dit is waardes wat almal van ons wil hê, en wat Paulus hier vir hierdie gemeenskap sê is, weet julle wat? Julle is gebore om in die gees te lewe. Julle is deur God nuut gemaak om in die gees te lewe, en daarom is dit die goed wat by julle duidelik en sigbaar moet wees. Liefde, vrede, sagmoedigheid, geduld, ensovoorts. Hierdie vrugte van die gees. En vandag, broers en susters, is dit iets wat ons ook weer terug na moet keer. Dis baie maklik om reg te wees. Jy hou net by jou standpunt, en in jou eie oë sal jy altyd reg wees. Maar vra jouself af vandag, het ek vandag liefde geleef? Het ek sagmoedigheid gewys? Was ek vriendelik? Was ek geduldig? Het ek myself beheer of het ek weer in woede uitgebars teenoor die mense rondom my? Het ek vandag in liefde die koninkryk van God sigbaar gemaak? Dis waartoe die Here ons roep. Dis waaroor die hele evangelie gaan. Paulus herinner hierdie gemeenskap dat om deel te wees van God se koninkryk beteken dat ons juis met mense van oor verskillende grense oor die weg kan kom, omdat ons in Christus Jesus saam geroep is tot 'n nuwe gemeenskap, tot 'n nuwe wêreld, tot 'n nuwe werklikheid. En hoor wat Paulus sê in hierdie laaste gedeelte. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly, en laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar jaloers wees nie. Ek lees dit weer. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. En aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar jaloers wees nie. Ons het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dis wat Jesus gedoen het. Omdat ons in Jesus Christus glo, het ons die vlees en die hartstogte daarvan een kant toe geskuif. En weet julle wat? Hierdie is 'n proses wat sal moet aangaan van dag tot dag. Want ons lewe nog in hierdie wêreld, en soveel as wat ons wil sê dat ons nou perfek is, weet ons dat ons besig is om nog meer te word wat Jesus Christus wil hê ons moet wees. Dis 'n proses wat ons eie hartstogte en die dinge van die vlees gaan kruisig terwille daarvan dat Jesus en sy koninkryk en sy wil feesvier. Ek bly sê feesvier. Dat sy wil seëvier. Nie ons wil nie, nie wat ons wil hê nie. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus Christus. Dis waarvoor ons lewe. En as ons met ons hartstogte en ons begeertes in die pad van Jesus Christus staan, dan is ons verwaand. Dan tree ons soos jaloerses op en tree ons nie met liefde op om die koninkryk van God te laat seëvier nie. Jesus Christus het ons vrygemaak om ook vryheid aan ander mense te bring. Om ook liefde te gaan leef, vriendelikheid, goedhartigheid te wys in hierdie wêreld waar daar nie is nie. En mag ons dit vir mekaar ook doen. Mag ons nie onsself verslind, ons families, ons gemeenskappe, ons land, ons gemeentes, ons kerk verslind deur in liefdeloosheid teenoor mekaar op te tree en nie na mekaar te luister nie. Nie vir mekaar ruimte te maak nie vir mekaar te akkommodeer nie. Mag die Here ons lei en mag hy ons help om koers te hou. Mag ons die fokus altyd op Jesus Christus hou. Maar laat die liefde ons lei
Jesus Christus se liefde ons lei na 'n nuwe werklikheid. Amen. Broers en susters, terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, hoe wonderlik groot is U naam, en U het ons vrygemaak, en ons lewe in U vryheid. Dis 'n ander tipe vryheid, nie die tipe vryheid wat ons laat doen wat ons wil nie, maar die tipe vryheid wat ons laat leef in liefde teenoor U, en in liefde teenoor ons naaste, soos vir onsself. En Here, stuur ons vandag uit met daardie gees van liefde en versoening. Ons bid, Heer, dat U met ons sal wees in hierdie week. Lei U ons deur die Gees en wil U gee dat ons eie vlees en hartstogte sal kruisig, terwille daarvan dat U koninkryk sal vier in ons lewens. Waar ons gaan, in ons skole, in ons kerke, in ons gemeenskap, in ons werksplek, oral waar ons gaan, wil U gee dat ons die vrug van die Gees sal uitlewe, dat mense in ons iets van U koninkryk kan beleef. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons is nou baie naby aan die einde van ons erediens, en ek wil net graag vir julle herinner, dat as jy graag wil bydra tot ons bediening, kan jy gerus so doen deur een van die skakels te volg onder aan die YouTube video, of jy kan ook die besonderhede wat nou op die skerm flits gebruik om elektroniese betaling te doen. En broers en susters, ek wil julle daaraan herinner dat ons 2 gemeentes is wat saamwerk, en hierdie eenheid is vir ons so belangrik, en as jy ons wil help om ook as gemeente saam die evangelie te bedien, die NAKA Oos-London en die NG gemeente Noord, kan jy gerus ons help deur ook hier 'n bydrae te lewer as dit binne jou vermoë is. Broers en susters, dan wil ek graag die seën oor elkeen van julle uitspreek, en ek wens vir julle 'n wonderlike week toe. Nadat ek die seën uitgespreek het, sal daar ook 'n paar afkondigingsflits, en julle is welkom om daarvoor ook te bly. Broers en susters, kom ons gaan in vrede en liefde in hierdie wêreld, en mag die genade van die Here en die liefde van God, die Vader en van die Heilige Gees nou met julle wees. Amen.